Hy is nou aan jou. Right, moet ons net sê jy begin. Nee, is lank aan. Is hy nie gang? Ja. Kan ons praat, ja. Nou ja, kom ons gesels 'n bietjie op ons podcast van Piet en Elsa van der Walt. Nou ons gaan hierdie ene beperk net tot die kinders. Ons sal nie nou die vriende innooi nie. Maar hier by my sit nou my wederhelf met die naam van Elsa Elisabeth Susanna Steenkamp van der Walt nou hè. En nou ja, ek het baie lank uitgehou. Sy is nou reeds 58 jaar buite op my tande en hou ek uit. Hoor hierso Elsa, hoe lank het jy uitgehou? 158. Sy sê 158. So nou ja, ons het 'n kompetisie hierso. So ons kan nou met dankbaarheid en vreugde kan ons nou sê dat ons is relatief gesond. Ons is oud, ons is nie meer soos wat ons was nie. Maar ons probeer dinge doen vir wat nog oor is, vir die jare wat oor is. Maar as sou ons 10 jaar gespaar wees, dan gaan ons nog 'n bydrae lewer. Onthou ons slogan is mos nie wet nie. Julle weet wat wet beteken, value added tax. Dis die ontvanger van inkomste vat. Ons sê nee, ons draai hom om en ons sê TAV, to add value. So dis wat ons probeer doen. En dan is ons hoogs bevoorreg met klomp kinders wat ons het. Wat vir ons nie, dis hoekom ons nie grys hare het nie, is omdat hulle nie vir ons grys hare gee nie. En ons daai nie ons hare nie, dit is natuurlike oorsaak. Dit is die kinders wat nie vir ons grys hare gee nie. Ons is baie bevoorreg wat dit betref. Nou ja, ons het nou al in die omgewing bly ons nou reeds. Hoe lank sê jy maar bly ons hierso op Kameeldrift nou al? Meer as 40 jaar. 40 jaar hè. En ek wil 'n ander huisie bou, maar ma sê nee, dis alright. Waar was dit hulle? Wil jy maar nee. Sy sê nee, sy bly net daar op een plek. Wat geniet jy van die plot? Wat is vir jou die lekkerte van die plot? Al die lekker wild op die plot, tarantale, wat ek elke dag kos gee. Donkie. Daai donkie is 'n stout ding hoor. Ja. Sy naam is Surprise. Hoekom is sy naam Surprise? Oor het Jan Hendrik vir my 'n donkie wou gee. Of hy het gehoor ek wil 'n donkie hê en toe kom hy met die honde, die donkie daaraan. En toe sê ek, dis 'n surprise en toe sê hy dis sommer die naam van die donkie. Ja. Wonderlike ding. Vertel my 'n bietjie van daai donkie man. Wat ervaar jy van daai donkie? Hoe lank was hy by ons in die huis? O ja, voordat hy in 'n kamp was, het hy in die huis ingekom. Brood vir hom uit die kas uitgehaal. Die sakkie stukkend gemaak. En van toe af sit ons hom in 'n kamp want hy's stout. Ja. En nou is daar 'n paar boerbokkies ook daar wat Nika hulle daar aanhou. En hoe geniet hy hulle? Hy die donkie. Glad nie van hulle nie want hulle help sy kos eet. Ja. En wat doen hy? Skop. Hy skop agteruit. Hy het al reeds een bokkie doodgeskop, nie waar? Ja. So dis 'n moeilike kalant. Ons kan hom nie meer in die huis toelaat nie want hy het deur die huis geloop tot in die kamer en tot in die kombuis en by die agterdeur in en uit en alles hè. Stoute bliksempie daai. Maar nou ja, en dan woon ons in watter omgewing bly ons maar? Kameeldrift. Ja, in Pretoria, net buitekant Pretoria. Ons bly al 40 plus jare hier, ja. Nee, dis nie 45 jaar. Ons het 1980 hier ingetrek. So dit gee vir jou 45 jaar. Hierdie jaar gaan ons oor na ons 46ste jaar. So dit is baie nice wat ons hier bly. Ons is gelukkig ons het hoe lyk die weeromstandighede vir jou nou? Lekker, altyd lekker. Lekker klimaat, dis nooit koud nie. Lekker warm. Maar 'n bietjie vertel van 'n jong daar op die plot daar op Middelburg. Ja, of ons gaan nou daarby kom, sê net gou vir my, wat noem jy ons plot? Wat is sy naam? Wat jy altyd sê, ons het die naam nou nog nie opgesit nie. Meer.
Meer as genoeg. Meer dan genoeg. Dis die Afrikaanse uitdrukking, meer dan genoeg. Bedoelende, wat meer as dit wil ons hê. Ja. So jy's eintlik maar 'n maplotter. Ek het jou redelik mooi gesofistikeerd gekry, gemaak, getune en alles. En kyk net wat het ons nou, hè. Nou het ek 'n baie sophisticated dame wat nogal 'n redelike sexy lyf het. Ou dame vir wat so sexy lyf het vir hierdie ouderdom. Gee maar ons ouderdomme weg, maar. Altoe jy nog nie, jy het nog 'n paar maande om te gaan. Amper 80. Dis erg, dis baie erg hoor. Ek hoop die kamera kan bietjie nie in fokus nie, want dan gaan daar plooie wees en gaan hy almal word oud. Gaan hy gaan hy blur wees en dan kan 'n mens nie lekker sien nie. Nou goed, vertel my bietjie maar, jy kom ook van 'n plot af van Middelburg. Vertel 'n bietjie daar, wat jou ervaring daar gewees? My pa het met hoenders geboer en ons moes die eiers skoonmaak het en al wat die hoender is gehaat. Ek het so gehoop hulle vrek almal. Is dit waarom ons so min hoendervleis kry? Maar dan het julle lief gehad eintlik, want ons eet baie min hoender. Jy vir ons 'n bietjie meer hoender gee omdat jy hulle gehaat het. Nee, kyk, dit was 'n groot job daai. Ja, en wat nog, hoe groot was daai plot geweest, man? Ag, ek kan nie onthou nie. En toe jy nou nog op skool daar was, dan het ek by jou kom kuier, hè. In ons laaste matriekjaar, wat nou 60 jaar gelede is, ons het nou onlangs ons reunie gehad, 60 jaar, by Hoërskool Middelburg, wat nogal baie lekker was. Daar het jy my raak gesien, hè. En toe het jy gesê, kom hier na toe. Ja, jy het my eerste raak gesien, toe het jy jou oog op my gehad, hè. En dan het ek met die fiets en 'n torch in die aande gery, dis 'n 5 kilometer buitekant die dorp gewees. As ek by jou kom kyk, ry ek met die torch met 'n fiets. Maar daai tyd kon jy op die Belfast Bethelpad. Dis die Bethelpad. Kon ek op die Bethelpad ry, daar's nie karre wat jaag nie, jou lewe is nie in gevaar nie. Jy ry kuier daglig soontoe en dan is dit donker is vanaand, dan ry ek terug met daai fiets terug Middelburg toe, waar ek op Middelburg op die dorp gebly het, waar ek my 3 jare standaard 8, 9 en matriek, en dis waar jy my gevang het. Toe het jy my daar terug in my vasgekry en ek is toe nou gebind gewees en ek moes toe nou maar later aan planne maak en toe instem en so aan. En nou ja, toe het ons maar so aangegaan en toe het ons nou onlangs soos ek sê 60-jarige reunie gehad met 'n groot klompie, maar verbasend ervaar ons nou op hierdie ouderdom dat toe ons die 50ste reunie gehad het, dat hierbo 'n mooi groot foto is, was daar 'n klomp mense en toe ons begin reël vir die 60, toe kon ons op 'n hele paar van hulle identifiseer en sê hulle is nie meer met ons nie, en die ander sê, sorry, ons kan nie meer loop nie, ons kan nie meer ry nie, ons kan nie meer dit nie. So dis skrikwekkend wat gebeur op hierdie ouderdom van 79, baie naby 80, dan begin dinge heel anders te reageer. Maar ons dit gaan nog goed met ons, hè, man. Gelukkig, ja. Ons eet, jy kan natuurlik ma word, tel nie gewig op nie. Sy skraal van lankal af. Ek is so gebore soos wat ek is. So ek is maar so rond van nature. Wys maar eers die foto's, die foto's 'n paar jaar gelede. Dit het definitief nie so rond gewees. Ja, okay, so nou ja, toe het ons nou hier Pretoria toe getrek. Watter jaar? En dit was kyk so 3, ek het toe 'n jaar Potchefstroom Universiteit toe gegaan en daar gaan swat en toe het my pa gesê hy dink ek moet in Pretoria buitemuurs kom swat by die universiteit. As 'n buitemuurse klasse geloop elke aand en toe het ons later in Rietfontein gewoon. My pa het getrek, Rietfontein gebly, wat baie lekker was, ons was baie jare daar gewees. En toe het ek by die ouditeursfirma gaan werk, artikels te doen. Maar het natuurlik unieke skills wat baie min mense het of gehad het. Maar ons het nie meer die skills wat ons gehad het nie, maar
Sy het skills gehad om klere te maak. Sy het vir baie belangrike mense klere gemaak. Mense soos Mimi Coetzee, wat 'n bekende naam in Suid-Afrika is. Sy het vir meneer John Foster, die president op 'n stadium se vrou, Tantini Foster, klere gemaak. Sy het vir mevrou de Klerk, wat president was, se vrou klere gemaak. Die Jager. Sy het vir mevrou Elsa die Jager, wat die vrou was van Dani die Jager, die bekende wêreldbeeldhouer, wat besonderse beelde al gemaak het in Suid-Afrika, by Sun City onder andere en sovoorts. So, sy het dit gedoen, en sy het 'n rok gemaak, wat in 'n kompetisie, in die hotel in Johannesburg, wat die finale kompetisie, en daar het 'n bekende kleremaker, ontwerper, die naam van Pieter Soldatos. Ek wonder of hy nog lewe vandag. Ek dink nie so nie. Pieter Soldatos het nogal gesê, maar se rok is een van die bestes van almal wat daar gemaak is. En om alles te kroon, sy nou nog daai rok, en dit beteken, dis nou ook al dan amper 60 jaar gelede, 65 jaar gelede. En die ergste van alles is, sy kan nog in daai rok pas. Sy het nie nodig om die los te maak en breër te maak in 'n ander rok nie, sy kan nog in daai rok pas. So sy is nog steeds sexy in daai rok. Ons maar bietjie daai rok bietjie eendag aantrek, jy man. Ons met daai foto wat ons het, daai rok en waar ons daai Sy doen net bietjie van. ja, en dan ons moet daai foto dan insit in hierdie proses. So, toe het ons nou so aanbeweeg. Ek het gaan artikel, 'n maat nog steeds sy en 'n ander vriendin van haar het 'n besigheid begin in Potchefstroom en bekende klere en goed gemaak, en toe het sy nou sy kon net nie sonder my klaarkom nie, en toe trek sy agter my aan hier in Pretoria. En hier het sy my toe nou vasgebind en maar steeds klere gemaak. Al die kinders groot gemaak terwyl sy klere gemaak het. Ek het nog net nie al finansies gehanteer het nie, want dan kon ons nou baie geld gehad het. Sy het net medisyne en broeke gekoop vir die kinders, dis al met die klere wat sy gekry het. En dan al die kinders het daar in die naaldwerk vertrek, het die kinders groot geword. Maniere geleer, dissipline geleer, en daar was 'n baie eenvoudige dissipline maatstaf wat sy gebruik het. Sy het nog baie van hulle daar. Dit lê daar op haar naaldwerkmasjien. Mens noem dit 'n kopspeld. 'n Kopspeld of 'n naald. Het 'n skerp puntjie, en as jy nie hoor nie, dan voel jy met daai puntjie. So toe het hulle nogal geluister, goeie maniere geleer, en sovoorts, en nou ja, dinge gedoen. En daarvan het ons toe nou, uiteindelik het ons daar gebly in Rietfontein, en toe kry ons die gedagte om na 'n plot toe te trek. En ons gaan toe hier na Kameeldrif se plotte toe, wat omtrent 'n dag te perd uit die stad uit is, het ons gevoel, maar ons het gery tot op 'n punt by een plot, en toe sê hier is die plek. En nou ja, toe het ons hier begin boer, en toe nog 'n klomp kinders bygekry. Naaldwerk, die kopspeld het steeds gewerk, ook maar nog steeds. En die kinders het groot geword hier in 'n plattelandse laerskool wat vandag nog bestaan, wat nog goeie naam en goeie dissipline het. Wat ook Afrikaans sprekend in 'n groot mate is, in terme selfs in die tyd wat ons vandag lewe, die tyd van politiekery wat heel anders is ensovoort, maar daar gelaat. So ons het toe nou hier begin, en tot eendag het een of ander van die gast van my vriende wat hier gebly het, ons het toe in die boubedryf betrokke geraak, ek en my broer Klaasie, het ons begin bou, verskillende geboue opgerig, tot ons ook 'n groot ontwikkeling hierso in Montana getackle het, waarmee ons nou nog besig is. Maar toe het ek kliënte na ons toe gekom, of vriende, sê man, hulle gaan hierdie sentrum, hulle noem dit die derde park sentrum, gaan hulle op 'n fundisie verkoop, en toe sê ons, maar laat ons gaan. Toe bie ons op die sentrum, en nou ja, uiteindelik het ons toe nou ook nog 'n verdere ding bekom. Ons het die Pumelani Lodge het ons mee begin in dieselfde tyd wat ons hierdie ding gedoen het.
en kwai betrokke geraak in die vleisbedryf. Ons het ook 'n slagpaal op bronkospruitbedryf. Die Pumalani Lodge was vir 'n goeie 10, 15 jaar het ons op bedryf. Baie harde werk, jy dra baie stoele en tafels se goed rond en maak kos en sy kan uitstekende kos maak. So ons het goeie vriende opgebou en 'n kliëntebasis by die lodge vir baie lank. 7 dae gewerk vir seker 8, 9, 10 jaar lank. 7 dae. 7 dae beteken maandag tot maandagoggend weer 'n keer. So daar was nie veel van 'n breek nie, maar ons het daarom 'n bietjie gebreek hier en daar, 'n bietjie see toe gegaan, 1 keer, 2 keer en maar vat toe die kinders maar see toe ook ja en so aan. So 'n klomp dingetjies het in ons lewe gebeur en nou wees al wat ons nou wens, net een ding wens ons nou. Ons was 20 jaar jonger. Ek wens ek was 20 jaar jonger, dan kan ek nog baie energie gehad het en toegepas het en so aan. So wat is die rede hoekom Paul 20 wens jy is 20 jaar jonger? Sodat ek meer energie het. Ek weet nie waar kry Donald Trump die energie om op sy ouderdom, wat my ouderdom so te kan beweeg nie, maar ek kan nie. Maar vir wat? Wel, omdat dit lekker is. Jy kan tog nie Om wat te doen? om te werk. En om te werk en lewe te geniet en om waarde by te... Wees so werk soos by Pumalani? Nee, nie noodwendig nie, maar ander nuwe goeders, nuwe projekte te hanteer. Met energie, met intelligensie. Dit word plat alles af mettertyd en mense sou graag wil dit kan behou. Ek sien van op die televisie van iemand wat 112 jaar oud is. Ander mense wat 90 is, 95. Daar's ook Gary Player, hy's 90, hy speel nog my oefen baie. So, jy weet, party ons gaan op 35 gaan hulle grond toe. En dan kan hulle nie meer nie. So ons is baie bevoorreg. Ek dink ons het 'n goeie produktiwiteit gehad, hè, ma? Ja, wat sou Maane gedoen het sonder my. Vra dit, hè? Ja, baie binne moeilikheid gehad. Wat sou ma nog dink maar of goed dat ma nog ma se lewe wou gedoen het? Ek sou meer wou gereis het. Okay. En wat sou maar nog alles wou sien? Kom ons sê begin in Suid-Afrika. Ek weet maar wat Petra sien, dis iets wat maar graag wil sien. Ja, is dat. Wat sou maar in Suid-Afrika nog wou sien? Eintlik het ons nog min van Suid-Afrika gesien. Nog baie min eintlik en nie so baie om te sien. Ja. Is so. Maar, nou ja, jy wil reis, maar met wat? Hulle steel jou kar in Suid-Afrika, dan moet jy maar by die huis bly. Dis nie die dommerste vraag nie. Ek vra vir maat. Wat paar keer net om hy bang maar wil dalk reis. So my vraag is wat se plekke, soos wat maar in Suid-Afrika. Maar was al nie Kalahari geweest? Ja, en ons was al daarom by die Victoria watervalle. Wat ook maar deel is van Suid-Afrika. En Weskus was waar was dan maar 'n bietjie in die Weskus geweest? ja, een keer maar ook nie regtig nie. Ons het nog nooit regtig vakansie gehou. In die Weskus. Ja. Okay. En hoe ver watter area kan maar onthou watter area dit was in die Weskus? Ons het nooit regtig. Ons was saam met Sophie Mariele daar by hulle woonstel by Eysterfontein. Eysterfontein, ja. Dit was lekker, daarom daar 'n paar dae daar vertoef. Die water is koud daar. Ja nee, ek ken nie swem. Asof jy elke dag swem. Ja, maar daar. Gelukkig is dit koud, so maar nie verskoning. Ja. Kyk, ons het daar 'n lekker toer. Ek dink ons moet weer 'n toer vat bietjie Kaap toe. Bly altyd lekker. Dis mooi. Mens kan lekker ry, stop by 'n plek, eet, drink wyn, al daai goeders wat my natuurlike formaat terugbring. Ensovoorts, so ek kan maar net doen wat ek wil. En so, dis nou 'n kort, sonder allerlei detail van ander goed, dis 'n positiewe goed, die vordering van dit. Maar is gebore op Middelburg, daar het jy groot geword. En so het jy op die plot ook groot geword. Ek het op Potgietersrus groot geword.
Ek het met saam my pa was ook in besigheid gewees vir baie jare. Hy was ook in Afrikaanse Handelsinstituut betrokke. Saam met bekende ouens ook gewerk as 'n pro-Suid-Afrikaner, Afrikaans georiënteerd en bona fide bydra. My pa het begin werk by die wat hulle daai tyd genoem het die Bantu Beleggingskorporasie, die BBK. Toe trek ons na buitekant Middelburg in Sekhukhune-land. En daar het ons my pa huis daar gekry as bestuurder van 'n groot kompleks wat 'n koeldrankfabriek en 'n meel en 'n poskantoor en 'n groot handel winkels en 12 winkels in die Sekhukhune-land. Ons het vakansies. Wat is Sekhukhune vandag? Dis maar nog, ek dink hy staan nog half bekend as Sekhukhune, maar nie meer so baie nie, is nou meer ja, wat is nou daai area nou deesdae wat hulle meer noem, maar dit is 'n groot ontwikkeling gewees. Die Bantu Beleggingskorporasie was 'n baie groot organisasie om oral te ontwikkel en daai kompleks waar ons my pa gebly het, is 'n groot kompleks gewees met groot besigheid en het hy baie opleiding gegee aan die swart entrepreneurs wat winkels gehad het in Sekhukhune. En dit was nou daarvan af, toe hy uiteindelik het hy Pretoria toe gekom, hy toe nou daar bedank ook, hy het ook al oud gewees, diep in die 70, en toe kom werk hy hierso by die Hellenic Hotel. Ek dink nie die Hellenic Hotel bestaan meer nie. Toe kom hy, en hy's 'n afgetredene, en hy kan mos nou nie stil sit by die huis nie. Toe het hy die snoekertafel kamer, wat ek dink as 10 snoekertafels gewees. En hy was snoeker daar gespeel, het hy die ding georganiseer. Soos hy alleen dit kon organiseer met 'n vletjie en dan kom hulle en maak die tafels reg en dan die volgende span daar gespeel, Sekhukhune. So dit het hy toe begin doen. Uiteindelik in Middelburg, dit is nou nog op Middelburg het hy het ons toe nou getrek na die dorp toe en hy daar in die dorp gebly. En hy was toe ook al by die groothandel, daar was 'n groothandel besigheid gewees. Wat 'n plek, ek kan dit nie onthou nie. Maar dit van die BBK? Nee, ek weet nie, ek dink nie BBK was nie. Maar uiteindelik het hy toe nou gesê, nou, hy tree nou af en toe het hy hier gewerk en aangegaan. Ja, en ons het toe nou hiernatoe getrek uiteindelik hier na Pretoria toe van Middelburg af. So ons was so 3 jaar was ek op Middelburg op skool gewees. En nou ja, en toe ek nou hiernatoe trek toe kom die vrou maar saam, jy verstaan. Sy kan my toe nou nie los nie. Sy wil my nie los nie, jy verstaan. Sy het geweet pa gaan dit nie maak. Ja, dit het sy nie geweet. Sy het gehoop, ja. Sy het geweet daar sy nie by is nie, dan gaan pa uit mekaar uitval. Ja, dit kan ook waar wees miskien in 'n mate. So 'n bietjie. Wat nog maar? Wat kan Paul vertel van oupa? Kyk, oupa Steenkamp, Pa se kant en dan ma van ma se kant, oupa en ouma. Ja, my pa was redelik ouerige pa gewees. Want hy het ook my ander halwe suster Orpa en ander seun gehad. Hy was 'n sakeman gewees, baie betrokke nasionaalwyd, soos ek sê, die Afrikaanse Handelsinstituut, Anton Rupert, Albert Wessels, mense wat hy geken het daai tyd, ouens wat Toyota in Suid-Afrika ingebring het, ouens wat die Nissan fabriek in Suid-Afrika ingebring het. Ongelukkig het hy nie geld gehad om daarbey as 'n aandeelhouers betrokke te wees nie, maar hy het oral was hy sy ding gedoen as 'n blanke Afrikaner wat bygedra het tot die geskiedenis. My ma was maar 'n gewone Eksteen, familie van Eksteens, wat van die Vrystaat afkom. Sy is bietjie vroeër dood aan 'n borskanker en toe het ons maar alleen aangebly op Rietfontein, daar waar daai groot huis waar ons gebly het. Maar jou groot huis in Rietfontein? Groot huis in Rietfontein, ja.
waar Klaasie gebly het in daai een gedeelte. Ag, as hy so klein as jy daar kom, sou jy nie glo hoe klein is hy. Nee, maar hy sy hele boonste huis was deel van dit gewees, die boonste gedeelte. Ja. Kyk maar hoe klein is hy vandag. Jy dink dit is Ja, maar daar was so iets soos 5-6 kamers gewees. Uiteindelik wat ons onder in die garage verander het en ons het daar in daai garage gebly as ons sitkamer en daar was kamers en die waskamer het ons omskep in 'n kombuis ensovoorts. So dit was lekker, dit is groot. Ons het almal lekker daar gebly. waar. Oupa Steenkamp. Ja, oupa Steenkamp, vertel 'n bietjie van hom. Hy was 'n transporter hè, Nee, hy het op die delwerye gaan werk. by Delwerye. Ja. En Wat was dit? Waar was dit en wat was dit by dit behels? Kyk, my pa se jongste broer. My ouma het die plaas aan hom bemaak want ek dink hy het gesukkel op skool en toe my ouma die plaas toe my pa hoor sy gaan die plaas aan hom bemaak, toe het hy besluit hy gaan op sy eie, want hy gaan nie die plaas opbou en hy kan nie die vrugte daarvan pluk nie, en toe het hy Middelburg toe gegaan. En wie verder kan ek eintlik ook nie. hy het verskillende dinge gedoen op Middelburg en hy was ook in 'n meule, het hulle ook Ja, betrokke gewees met boerdery toerusting wat hulle verkoop het vir baie lank het hy dit gedoen hè. Ja, hy was ook redelik oud gewees. ja, hy was baie ouer as my ma. Ja, ouma was hoeveel groot verskil 20 wat 24 jaar dink ek. wat hulle verskil in ouderdom, ja. So hulle het 'n bietjie laat begin met die kinders. In elk geval en ma se susters, sy het vertel Bets. My oudste suster was springbok, korfbal. Ja. Jy het provinsiaal gespeel. Nie Gauteng nie, daai tyd was in Noord-Transvaal of Oos-Transvaal, Oos-Transvaal provinsiale korfbal gespeel ook, ja. En net daarna het Suidoos, netbal ja. ingekom toe dit opgehou. Ja. Monica die ander ene, Monica. Monica was hoofmeisie, nee, of onderhoofmeisie. Sy is jonger as jy, ja. Ja, Ja. ek dink Monica was hoofmeisie. Monica was hoofmeisie op skool. Ja, Monica was ook hoofmeisie gewees, ja. Ja, ek was daarom ook hoofseun gewees. Sien, dit was my, ek is 3 jaar daar, ek staan 8 ingekom, 9 is matriek en matriek toe dieselfde nie, ek moet maar hoofseun word. En ek sal nou nie vergeet nie, ek onthou met een van die reunies, het ou Koenie wat nou al oorlede is, het nogal eendag gesê, toe ons nou so georganiseer, Piet van der Walt, kyk in daai tyd het almal gesê, hoe is dit moontlik dat ek nou hoofseun word, hier kom ek nou van nêrens af nie. En het my 'n jaar gevat om nou dit te wees, toe sê nou kan ek sien hoekom het hulle jou gekies, want toe sy nou baie dankbaar, ek onthou dit nog hier gedoen, toe ons die ontbyt die oggend geëet het, toe sê hy, Piet, nou kan ek sien hoekom jy nou as hoofseun moes optree, jy weet. So ja, so dit was 'n voorreg geweest wat ek ook kon doen, ek kon daarom my deel bydra oral in die samelewing en dis vir my lekker, dis waarom ek 20 jaar jonger wil wees, ek wil steeds bietjie betrokke raak by dit, jy weet, ek by die gemeenskapsbetrokkenheid, ons is nou besig met die groot probleem wat ons het, is die elektrisiteit, en ons het... Dis nie vir die interview. Nee, Ons het 'n bietjie nog, ons het- dan 'n bietjie oor toe Paul was Paul se familie is die Steenkampsberge, daai gedeelte. Van Dulstrom of Ja, ja. die Potgietersrus gedeelte vertel. Ja, ek het So vertel 'n bietjie die maase oor die hoe kom Steenkampsberge en hoe loop daai familielyn daar? Ons was in Dulstrom en ek wou inligting gehad het, maar daar was geen inligting oor hoekom daar moes baie steenkamps daar gebly het. Maar daar was kon nooit dit vasstel presies hoekom die Steenkampsberge, seker maar baie daar gebly, neem ek aan. Hoekom die Steenkampsberge is. Ja, dit sal interessant wees om te weet wat is want as jy bergreeks nou laat noem, dan moet daar 'n prominente ding vir dit wees. En
as jy bo op Dullstroom was my ouma se plaas reg in die onderkant. Die rivier wat deur Dullstroom loop by my ouma se plaas verbygeloop. En 'n paar jaar terug wou ons gaan kyk hoe lyk die familieplaas. Toe is dit die eerste grondeis wat toegestaan is. Ons kon nie ingaan die dag om te gaan kyk nie. Ons toegespan. Wat was baie interessant, hy waterwiel? En daar was 'n waterwiel laer af in die rivier waar 'n meule was. En ek onthou hoe die donkies altyd die swartes gekom en dan het hulle mielies gebring, gemaal en dan as dit klaar gemaal was, huis toe gevat. So dit was eintlik 'n klein bestaan omgewing. Was nie Ja, yes, dis baie geïsoleerd geweest. ja. Want as ek nou kyk, daai Gulf Estate, as jy daar, daai Gulf Estate, Highlands Gulf Estate is letterlik die hele estate is ek wil amper sê, aan die linkerkant sê hulle sê daar, op hulle plan sê hulle Steenkampsberg. Ja. Ek wou nog vertel. Maar dan strek hy tot daar, ja. So dis 'n groot area wat hulle obviously nou maar vernoem het, maar mense weet nou nie waar. Ja, daar was geen inligting nie. Ek het spesifiek ons het dit in Dullstroom gaan uitvind, maar daar's geen verwysing na enige hoekom dit vernoem is aan na die Steenkamps nie. Ek sal 'n bietjie kyk of ons kan uitvind. Maar wat interessant was, daar was 'n kerk, Sandsteenkerk wat nou nog op Dullstroom is. Ag nie op Dullstroom nie. Rosenekal, op pad Rosenekal toe. Ja. Was daar 'n ou klipkerk wat nog steeds, ek is daar gedoop. Hoor. Nou ja, dis 80 jaar terug. So jy is nie 'n heiden nie. 75 years ago. Ja. Nee, ja. Wanneer is male ook gedoop, ja, soms vroeg gedoop. Ja, wel. Ja. En pa met potties. Hoe oupa met was hy altyd in potgietersrus? Nee, hy het vir baie jare vir die Jode gewerk in Johannesburg. Wat retailers was. En die klerebedryf onder andere ook. En dis al wat ek eintlik weet, maar hy het vir die Jode gewerk, hy het baie goeie geloof gehad in die sukses van die Jode, in besigheidsgewys, en hy het baie sy ervaring het hy opgedoen by die Jode, en maar hy toe uiteindelik in Pretoria het hy die ja. Nee, gaan aan. Sal nou sy kan maar so lank kom. Ja. Waar is jou sleutel vir die kar? Kan maar net laat oopsluit. En toe het hy betrokke geraak by die Bosveld koöperatiewe besigheid wat 'n groot kleinhandelbesigheid was die grootste in Potgietersrus op sy tyd. En hy het die plek opgebou vir ek dink 25 jaar was hy daar bestuurder gewees. En hy het die hele besigheid opgebou. Ek sal nooit vergeet nie, hy het baie oorsee ook gegaan en aankope gaan doen vir die winkel, besonder 'n Duitser wat ons daar gehad het wat die vensters en jy weet in die aande die mense nog window shopping doen. En daar het ons binne in die shop, binne in die windows het hy was daai ouer treine gemaak en uit balsamhout het groot treine gebou het en daar geloop en so en ons het daarmee gespeel ook en alles. Dit was 'n groot bemarking. Hy het Bosveld winkel het hy opgebou tot 'n baie suksesvolle besigheid. Hulle het ook 'n koffie 'n restaurant daar gehad. Waar hy ook van vandaan gekom het eintlik hier in Pretoria is die Afrikaanse koffiehuis wat daarvan nou seker nie meer mense oorlewend is nie. Almal is nou dood, maar dit was 'n baie bekende koffiehuis gewees, die regsprokureurs, advokate, sakemanne van die hele Pretoria het lunchtime daar kom eet.
Dit was 'n bymekaar kom plek. Hulle het nog spesiale tafeldoeke gehad en die ouens het baie keer notas op die tafeldoek gemaak en so aan. Ek het nie, jammer ek het nie detail van dit nie. Ek voel baie jammer dat ek nie daarvan meer detail het nie. Orpa sal vir ons kan sê, maar sy sal nie nou meer daai goed kan onthou nie. Maar hy was 'n bekende koffie, die Afrikaanse koffiehuis in Pretoria was wat die Saambougebou is. Daar was hulle gewees verlede jare. En dit was baie suksesvol. Daarna die mense baie lank nog van die plek gepraat, jy weet. En toe het hy uiteindelik Potgietersrus toe getrek, na hierdie huis toe gevra om daar uit te kom. Ek weet ergens, ek het 'n pen hierso, hierdie een pen wat ek het. Het nog 'n pen wat my pa gekry het van die algemene bestuur van die Bosveld winkel, dink ek. Want hulle het een keer 'n ander groothandel retail besigheid het hom gevra om hulle te kom help, want hulle was in die moeilikheid gewees en toe het hulle vir hom die pen gegee. Maar dis terwyl hy by die Bosveld winkel in Potgietersrus as bestuurder opgetree het hy hom gesekondeer om vir 'n ander groot besigheid te gaan help vir 'n tyd lank. En hulle het vir hom, ek dink daar met penne daar so ergens of op 'n ander plek is daai pen nogal, wat 'n baie besonderse pen is. Hy het 'n pen wat is 'n ink, hy trek ink in, hy draai in en hy het 'n pennetjie wat as jy skryf dan kom maar so 'n klein dun draaitjie uit. Die pen is nog hier, sy naam staan daar opgegraveer, P.J. van der Walt, wat hy nog vir hom gegee het. In elk geval so, dis maar hy het so, met ander woorde Pretoria, tussen Middelburg, Pretoria, Potgietersrus en daarvan af Bantu Beleggingskorporasie in Middelburg hiernatoe en hierso uiteindelik afgetreed. Dis nou maar wat ek ken, en ongelukkig het ek nie neefs en niggies. Daar's 'n ouderdomsverskil gewees. En ek probeer mos maar altyd hierdie neefs en niggies wat julle het, moet julle met bymekaar kry. Jy weet, dit is lekker as 'n mens, party families het baie neefs en niggies en hulle hou die Pretorius, sê nou maar Pretorius familie naweek, dan kom daar sommer 100, 200 Pretorius. En nou goed, ons van is nou nie 'n kom en naam nie, ons is 'n besonderse naam. Daar's min mense met die van der Walt. En so dis ook maar een rede. En dis waarom ek altyd wil hê kom by mekaar. Ons moet by mekaar kom terwyl ons kan. En ons het identifikasie. Ons moet dit nie split nie. Dis waarom ek die besigheid begin het as Van der Walt Familie Trust. Trust beteken is 'n rekenkundige stelsel, 'n wetlike aspek, maar is ook trust onder mekaar. So mense mekaar kan trust as familie, as Van der Walt en wie jy ook al mee te doen het. Dis iets waarna 'n mens moet werk en waarna 'n mens glo, sterk glo en daarop wil uitbrei. En ek glo ons het dieselfde ding toegepas op die kinders. Al ons kinders is trustworthy, which is more important than making billions van ander mense. Dit lyk nie altyd so nie. Wat, die trustworthy of die billions? Die pa sê altyd ons moet billions hê. Ander getel fokkels. Ek wil billions hê. Mense kan billions hê. Ja. Want daarmee kan ons dan weer 'n klomp nuwe goeders doen, jy verstaan. Maar die ander ding was Paul moet nou die volgende, wat sal weer ene doen, Paul het die volgende en doen net wat ons sê. Waar kom jy van wat van vandag? Ja. Wat is daai, waar 'n bietjie vir ons kyk, ek het gaan soek, maar ek kry nie daai lyn nie. Ek praat van hoe ons in Afrika beland het. Ja. Hoe ons Maar daar is ouens wat nou spesialiseer in stamboomgoeders, hoor. As 'n mens sal dit so kan kry. Maar wat ons familie betref is dit 'n probleem, want ons het hulle het uitgesterf. En my ma se broers Eksteen het ook 'n seun, dis die een ou wat 'n regter was, hy het ook nou al afgetree. Hy's 'n regter hier in Pretoria gewees en dan die ander was almal boere gewees en kinders wat oorsee is met toerisme betrokke is en so aan. Maar ons hou nie, ons dreig om vakansies by mekaar te kom en braaie te hou. Ons doen dit nie. Ons moet dit doen, want as jy dit nie, dan breek jy heeltemal af, dan raak jy weg. Dis waarom ek aan mekaar met julle probeer. En ek het nou die aand vir my gesê, ons gaan nou, ons praat al baie daaroor, 'n datum maak
come hell or high water, daai datum, dan kom dit maar weer by mekaar. Een keer 'n jaar is te min, mens moet ten minste 'n paar keer, 2, 3 keer 'n jaar. Bietjie ja, Nika gaan binnekort 'n skaapbraai, so, nou ja, dan kan dit lekker wees. En nou het ons 'n seun daar in Londen. Ons kan nie baie daaroor praat nie. Hy sit daar en hy het kindertjies wat net Engels praat. En sy pa, sy skoonpa en skoonma, oulike mense, hulle praat ook net Engels. Almal Engels. Dis fair, dis baie fair. Ja, en so is almal verlaat hierdie plek. Ja. ja, Ons net mooi, daar sê niks agter. Pieter Groenewald het gesê, 2 van sy kinders is ook weg. Hy sê, wat kan ek doen? Sy een dogter sy het gekwalifiseer as onderwyseres. Sy die land, sy is nou in Taiwan, dink ek. Ja, sy kon nie- sy is onderwyseres in Taiwan. Dubai. Hoekom? Dubai. Omdat sy nie hier 'n job kon kry Ja, nie. sy kon nie bos. Maar hulle almal gaan terugkom, of ons gaan hier so gevestig raak. Die besighede is gevestig. Afrikaanse besighede word groter. Hierdie universiteit hier buitekant Pretoria gaan 'n kolossale groot suksesverhaal wees. So Soltech, so Afrikaans en die Afrikaanse kultuur gaan nie ondergedruk word nie. Dit gaan nie terugkom in totaal nie, maar daar gaan ons gaan steeds 'n goeie faktor wees om mee rekening te hou. En as jy kyk na die sukses wat daar is van besighede in Suid-Afrika, Afrikaans sprekende mense, tradisionele, trots Suid-Afrikaans. So, en dit gaan terugkom, meer en meer, want ons is suksesvol, ons doen suksesvolle besigheid, meer betroubaar. Korrupsie het ingekom intussen, baie mense het korrup geword. Die huidige regering is totaal korrup, daar's nie iemand wat nie dit sê nie. Maar dit sal ek nou nie, Ja. belang nie, ons weet dit, so, ons kan niks aan trend kan doen nie. Ons moet maar net sorg dat ons kan eet, en dis dit. Ja. Want nie En- een sent gaan saam nie. Jy moet net 'n bydrae lewer wat jy agterlaat. Nie finansiëel nie. Ja, whatever jy doen is, maar so, lewe maar soos jy wil lewe. Lewe as jy wil drink en jy wil jouself dooddrink, drink jouself dood. As jy wil iemand doodskiet, skiet hom dood, jy gaan in elk geval dood. So, Ja, al is jy die seun van Mugabe, hè, so, wat nou in Suid-Afrika bly en hy is nou in die tronk. ja. Daarin sal die deel draai. Hy draai hom maar, ja, dis maar die groot storie daar, jy weet. Die plekke draai 'n bietjie stadig, ja. Maar Ek gaan stop. Okay, Ja. maar sê goodbye. Ja. Ons sal die volgende keer gaan dit jou alleen kry en dan moet jy praat, ja. Jy moet bietjie dink maar, praat bietjie, jy moet net bietjie praat.